Goeiemôre broers en susters. Het is heerlik om saam met u vanoggend in die kerk te wees en te weet ons is almal hier om te kom aanbid, om die Here te kom loof, ook te ontvang wat hy vir ons het. Mag dit vir ons almal geseënd wees. Hoe staan? Daar sê, dankie. Dankie, ons kon lekker saam sing, dis goed so. Vriende, u kan in die bulletin al die afkondigings lees. Ek wil dit nie herhaal nie. Daar's mense wat hierdie week verjaar, vandag en die week wat kom. U moet weet dat ons met u is, dat ons hoop dat u 'n mooi verjaardag het en dat dit vir u geseënd sal wees, die jaar wat voor lê. Dan is ons besig om voor te berei vir 'n bazaar die 30ste Oktober. Ons gaan heerlik bazaar hou. Ons is goed daarmee. So ons gaan dit weer goed doen en voluit doen, soos ons dit altyd doen. So ons maak sommer nou al 'n knoop in die sakdoek
vir die 30ste Oktober. U sal ook sien dat daar 'n wynveiling is vroeg in November en u kan in die welgenoot die relevante aankondigings kyk. Vriende, die voorreg om vandag saam te wees is so groot. Ons herdenk 50 jaar van die Here se genade in hierdie jaar. Die jaar was in vele opsigte kompleks. Ons het ook in ons herdenkings beplanning moes ons die hele tyd skuwe maak. Ons kon nooit lekker seker wees wanneer gaan ons meer getalle kan akkommodeer en tot verlede week toe het ons gewerk met 50. Nou kan ons gelukkig vandag daarom meer as 50 wees. Vir elkeen van julle baie, baie welkom. Het is nou tyd dat ons weer terugkom kerk toe. Ons het genoeg plek om almal ver van mekaar, genoeg van mekaar af te laat sit. En ons hou by ons protokolle om dit vir ons veilig te maak. Baie, baie hartlik welkom vir elkeen van julle. Ek wil nie besonder welkom sê vir Dominee Kobus Venter wat vandag by ons is. Oom Kobus, oud-leraar, baie, baie welkom. Dit is vir ons absolute eer om oom by ons te hê. Dr. Dani van Sail is ook by ons, ook 'n oud-leraar en vir hulle twee wil ons sê baie welkom julle verteenwoordig vandag, al die oud-leraars van ons gemeente. Ons sal by 'n later geleentheid 'n fees hê, 'n herdenkingsgeleentheid hê, waar ons sal erkenning gee aan almal wat so groot bydrae gelewer het en rol gespeel het in ons gemeente se geskiedenis. Ons sal ons oud-leraars nooi. En ons gaan dit waarskynlik vroeg in volgende jaar doen. Ons sal kyk hoe die COVID-maatreëls vir ons toelaat om in groot getalle bymekaar te kom en daardie geleentheid te herdenk. Maar vandag, ons kon nie anders nie. Ons wou graag in hierdie jaar daarom 'n geleentheid hê waar ons sê, dis 'n feesjaardiens. Dis 'n diens waarin ons sê, ons is 50. Dis 50 genadejare wat agter ons lê. En die van u wat vandag hier is, wat al deel was van haar eerste gemeente, die eerste kerkraad, die eerste gemeente, die eerste mense wat die fondasies gelê het van ons gemeente, vir julle 'n spesiale woord van welkom. Mag dit wat vandag hier gebeur, by julle herinneringe oproep, die mooi herinneringe van God se trou en sy seën, die pad wat hy ook met julle geloop het oor die 50 jaar. Ander het 'n bietjie later gekom, dis dalk 40 jaar of 30 jaar. Maar die feit is, die Here het met jou 'n pad geloop, ook deur die gemeente, het hy jou geseën met sy mooiste seëninge. Deur die woord, deur die samesyn, deur die gemeenskap van gelowiges, deur sy gees wat werk deur die gemeente, het die Here ook vir jou bedien met sy beloftes en sy trou. Vir elkeen wat gekom het, wat vriende is van die gemeente van buite af, baie welkom. Vir al ons lidmate, vir almal hier, oud en jonk, dis 'n voorreg om vandag vir julle hier te hê. Ek wil hier aan die begin enkele bedankings doen. Ons het 'n feeskomitee onder leiding van Barry Volskenk en Barry het vir ons, soos hy is, uiters bekwaam gelei in ons proses om voorbereidings te tref, die feesgebeure te laat plaasvind. Ons gaan net meer daarvan hoor, ons feesbundel en dis meer. Barry, baie dankie, ons is baie bly, hy gaan ook optree in die diens, baie dankie daarvoor, by voorbaat Barry. Dankie vir die feeskomitee, vir julle voorvat met al die reëlings. Dan wil ek graag vir Dr. Wilhelm Lichtenberg en Elsa Klopper wat gaan sing in die diens welkom sê. Ons sê nooit aan die einde of dankie sê. Ons het nooit aan die einde wil ons nie ons diens onderbreek met 'n lang ry bedankings nie. So ons het nou die voorreg. Dr. Wilhelm Lichtenberg is vandag in 'n rapport, daar's 'n fokusartikel van Hanlie Retief vanoggend in 'n rapport oor hom. Baie mooi artikel. En dit kom hom toe. Hy is 'n kardiotorax spesialis, soos julle weet, en hy is besig met 'n projek wat hy saam met Rian doen, Rian Stein en 'n paar ander. Hy het onlangs 'n ongelooflike video gemaak saam met Brian May. Brian May, en wat is Ella se naampie? Sê weer? Kerry, gaan hy naam nou uit. Kerry Ellis. Brian May is die hoofgitaarspeler in Freddie Mercury se Queen Orkes en hulle twee sing saam, tree op. Brian May speel gitaar
Willem sing, ongelooflike video, wat hulle gemaak het, film, vir die bemarking van 'n saak, die kinders in Afrika, wat swaar kry. Willem vir jou en Elsa, en laat daar geen oomblik twyfel wees, dat ons jou nie na waarde skat. Laat ons nog net daaroor geen illusie hê nie. Elsa sing elke Sondag in ons erediens as voorsanger, maar sy is 'n virtuoos, sy is briljant in alle terme, en ons weet nie hoe bevoorreg ons is om haar Sondag vir Sondag hier te hê nie. Elsa, baie, baie dankie. Dis 'n voorreg. Ons waardeer jou. Ons is natuurlik buitengewoon geseën om vir Rian Stein by ons te hê. Vriende, die man se reputasie kring net uit en uit en uit, en ons praat nie nou net hier van die Wes-Kaap nie, in Suid-Afrika, in die wêreld. Die musiek wat hy, produksies wat hy doen, is van uitstaande gehalte. Rian het die musiek verwerk vir die groep vanoggend. Ons is so bevoorreg dat ons iemand het wat hulle musiek self kan verwerk, en hy het ook self musiek geskryf, soos wat hy by spesiale geleenthede doen. Vir vandag, Rian, baie, baie dankie. Ons waardeer jou ontsaglik baie. Ek wil graag vir al die instrumentaliste welkom sê en dankie sê. Dankie dat julle hier is, die hele groep. Ons het groot waardering vir julle en ons weet wat die kwaliteit is van julle bydraes. Dit is uitstekend. Dankie. Helena Corradi gaan 'n gedig voordra. Helena, lekker uit die hart van die gemeente uit. Dis vir ons baie lekker dat jy hier is. Vir jou en Pieter wat nou onlangs 80 geword het, toe hulle vir my sê Pieter is 80, toe ek my dood geskrik. Ek het nie gedink Pieter is naby 80 nie, maar Pieter, dit is lekker om julle twee by ons te hê. Baie dankie. Vir my kollegas wat gaan deelneem aan die diens verder, vir hulle 3 baie dankie. Dit is 'n voorreg om saam met hulle in 'n span te wees. Ons is die A-span. Vir die van u wat u geweet het, ons is die A-span. Dit is 'n voorreg. Dan wil ek vir Reino van Niekerk, Johan van Vieren, wat daar bo by ons stroomdiens is, hulle lewer 'n uitnemende diens aan die gemeente, vir hulle dankie sê. Vir Albert Smit en Gershwin Fons, wat altyd agter die skerms werk doen, ook vir vandag 'n groot dankie. Vir Megan Herselman, julle sal sien die welgenoot pragtige voorblad gemaak, oor feesvoorblad, vir haar baie dankie. Ook vir haar reklame. Dan vir Marguerite Kriel wat vir ons die blomme gedoen het, soos altyd, sy het van ver af gery om dit spesiaal te kom doen. Vir Marguerite groot dankie. Ook vir Frida Du Plessis wat gehelp het met die versiering in die kerk. Vir Aletta, my eggenote, wat vir ons 'n lekker koek gebak het. En hy staan daar voor, en ons wil baie dankie sê. Dankie Aletta vir die baie moeite daarmee. Dan vir die vrouebediening onder leiding van Hanelie, wat vir ons die tee en die koffie in die voorportaal voorberei het. Daar's ook lekker koek. Hanelie, baie, baie dankie. Hanelie van die kerk, vir julle leiding daarmee en werk daarmee. En ek wil nou al reeds, want ek gaan nie aan die einde weer die kans hê nie, ek wil nou al reeds vir julle sê, asseblief kom eet die koek. En kom kuier saam. Kom ons hou 'n bietjie partytjie na die tyd, maggies. Dit was daarom 'n groot geleentheid, 50 jaar, dan behoort elkeen daarom 'n stukkie koek te eet. Ek is net so bang, ek en Nico moet daarvan eet op die einde. Ons kan nie dit bekostig nie. So asseblief help en kom hou partytjie. Julle sal onthou, Dominee Johan Symington altyd gesê het oor sy partytjie koek. En dis nou sulke tyd, ons gaan partytjie koek eet vandag. 50 jaar van absolute goddelike teenwoordigheid in ons bestaan. En dat ons nou baie dinge gesê oor mense wat briljante mense is, geseënde mense met baie gawes, wat oor baie jare in ons gemeente gefunksioneer het en hier 'n helder lig laat skyn het. En ek sou kon aanhou om te praat oor die mense van die gemeente. Uitnemende mense, sterk mense. In die geloof sterk, geankerde mense. Ek sou kon praat oor kollegas en leraars wat hier gedien en gewerk het, met absolute toewyding. Ek sou al daai goed kon sê. Maar vandag in hierdie oomblikke,
wil ons neerval voor die een, oor wie dit gaan. En wil ons voor hom buig en vir hom sê, aan U kom toe, al die lof, en al die eer, en al die aanbidding. So kom ons buig voor hom. Aan U kom toe al die lof, al die aanbidding, al die eer. Nie net van ons lippe nie, Here, maar van ons lewe. Ons val vanoggend in aanbidding voor U neer. U is die Here God, die koning van die heelal, die een wat regeer oor die uitspansels, maar ook oor die klein, fyn detail van ons lewe. Ons lewe in U hand. Hande waarin ons name geskrywe staan. U heerskappy is persoonlik. U is nie 'n koning wat op 'n afstand sit nie. U weet van elkeen. U is betrokke in elkeen se lewe. U inspireer, U gee hoop, U gee krag, U troos, U bemoedig, U dra, U hou vas. U genees, U laat staan op. U gee elke dag vir elkeen 'n nuwe môre. U vat ons deur die donker van die nag en laat ons altyd weer 'n nuwe dag sien, selfs as dit ons laaste dag op aarde was. Daarom aanbid ons U. Ons prys U naam. Ons kom sê vir U, Here, dat daar vir ons niks, maar niks beter is as om vir U te mag sê, Vader, Abba, Vader, ons Vader, my Vader. Die een wat heers, wat op die troon sit, ons Vader. En mag die engele vanmôre sing tot U eer. Mag die ouderlinge opstaan voor U troon en laag dan voor U buig weer. Mag die skare sê, ja, dis waar, aan U kom toe, al die eer, al die aanbidding, tot in ewigheid. Amen. En dan kom hy, en dan kom groet hy jou persoonlik, en hy kom sê vir jou, genade vir jou, en vrede. Kom ons sing. Ons staan.
Here, so bring ons offers. Tye het verander. Daar was die dag toe die vroutjie met die 2 leptas gekom het en U vir die disippels gesê het, kyk daar. Daai 2 leptas verteenwoordig al alles. Nou sit ons met selfone en snapscans. Maar Here, niks het verander nie. Want dit wat waarde het, is wat in die hart is. Wat na die hand toe gaan. Wat na die lewe toe gaan. So Here, ons kom vanoggend om vernuwe te word in waarde. Ons kom dat U sal toevoeg aan ons eintlike waarde. Die inherente waarde van U teenwoordigheid in ons lewe. Dit is dan ons gebed, Here, dat wanneer ons net nou uit die skrif uit lees, en wanneer ons daaroor dink, dat U sal waarde toevoeg, Here. Aan ons begrip en ons insig, ons wysheid en ons toewyding, ons liefde en ons genade, dat dit sal groei, omdat ons vanoggend in gemeenskap is met U. Ons bid dit in U naam. Amen. Willem en Elsa gaan vir ons bid. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu Pray we'll dai, find your nel light, cuore resterà hold it in our heart. a ricordarci Stars che go out each night. l'eterna stella sei nella mia Let this preghiera. be our prayer. Quanta fede c'è Shadows fill our day. lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be safe. Sogniamo
En so vriende, tussen die aanbidding en die lewe, wat eintlik diep geïntegreer is in ons teologie. In die gereformeerde teologie skei ons nie goed en sê nou is ons met geloof besig en nou is ons met die lewe besig nie. Ons integreer die goed. Ook ons lewe is lof en aanbidding. Ons sang is lof en aanbidding. Ons hierwees is lof en aanbidding. So loop ons gemeente se verhaal dan. Met lof en aanbidding aan die Here, maar ook met die praktiese werklikhede daarvan. Alles lofoffer oor 50 jaar aan God. En ek gaan nou vir Barry geleentheid gee, Barry Volskenk, die voorsitter van ons komitee. Barry is jarelank 'n leier in ons gemeente. Daar's min wat ek dink meer toepaslik die verhaal kan optel, om in 'n paar minute vir ons in te vat in ons gemeenteverhaal van aanbidding en lof en praktyk. Dankie Barry. Dankie Nelis dat julle my die eer aandoen om hier 'n paar woorde te kan sê namens die feeskomitee. En ek bedoel dit nou ernstig en nie 'n grap namens die feeskomitee nie. Want daar is 'n komitee wat lank reeds aan die werk is en beplan aan hierdie groot feesjaar wat ons verjaar wou vier. En toe kom daar nou 'n ander stok in die speek wat vir ons 'n hele paar keer van koers afgegooi het. Maar ek is regtig dankbaar dat ons vanmôre by mekaar kan wees om darm iets van die feestelikheid van die 50 jaar te kan ervaar. Baie dankie aan die feeskomitee wat gehelp dink het om die dinge te beplan en om planne te maak wanneer ons vasgesteek het met beperkings en inperkings as gevolg van die gevolg van die COVID. En ons het groot idees gehad wat nou hopelik nog later nagekom sal kan word. Om 5 minute te gebruik om die gemeente se verhaal te vertel is natuurlik onmoontlik. Maar ek gaan probeer om 'n voëlvlug te neem oor die tyd en dan net so hier en daar hoogtepunte miskien aan te raak en dinge uit te wys sonder om in detail te verval, want dan kan 'n mens lank besig bly. Die NG Gemeente Welgemoed is formeel gestig op 27 Julie 1971. Aanvanklike beplanning was ook geweest dat ons naby die verjaarsdagdatum, die stigtingsdatum, al hierdie feesvieringe sal konsentreer, wat toe nou nie gewerk het nie. Op 1 Augustus 1976, so amper 5 jaar later, word die kerkgebou, hierdie kerkkompleks in gebruik geneem. By die geleentheid was die moderator van die NG Kerk in daai tyd, Dr. Koot Foster, die persoon wat die wydingsrede gelewer het. En hoe gepas is dit nie dat ons vandag met ons 50-jarige viering weer die huidige moderator op die kansel het nie. Die gemeente het oor die afgelope 50 jaar 15 predikante gehad. En Dominee Heerden van Niekerk en Hanley is die langsdienende gemeentepaar wat nou al by ons is vir 24 jaar. Dominee Nelis en Aletta Janse van Rensburg is nou al 15 jaar hier. Dominee Wouter van Velden en Nina is 6 jaar hier. En Dominee Jackie Strachan en Elzaan, Jackie, ek gaan jou so 'n paar maande grasie gee, kom ons sê maar 2 jaar. Jackie is verlede jaar beroep en hy is nog nie 'n volle 2 jaar hier nie. En dan wil ek ook daarom net uitsondering maak hier om te sê aan een van ons oudleraars wat reeds genoem is, Dominee Kobus Venter. Het is vir ons 'n groot eer, oom Kobus, dat u vanmôre ook saam met ons in die diens is. Baie sinvolle verbouings en funksionele verbouings is in 2007 gedoen en op 5 Augustus word die kantoorkompleks en die nuwe lokale ingewy, waaronder natuurlik ook ons kapel. Die gemeente se missionale fokus, waarvan barmhartigheid 'n baie prominente deel is, word verskerp deur die keuse van ons metafoor van 'n boom geplant by water.
Na in diepte gesprekke en deeglike ondersoek waar daar natuurlik gemeente-inspraak was in 2006, was die metafoor altyd die bron van ons jaartema en ons bedieningsfokusse wanneer die jaarbeplanning gedoen moet word. Die treffende uitbeelding elke jaar teen die muur van die jaar se tema dien as sigbare herinnering vir ons as gemeentelede. Sedert 2007 dien daar 4 teksgedeeltes, die uit Jeremia, Filippense en Lukas, as brontekste vir die beplanning van elke jaar. Dit is ons sogenaamde sacred text. En ek moet vir u sê, dit was vir myself 'n belewenis, terwyl ek by die kerkraad betrokke was, dat die leiding van die Gees ons elke jaar, wanneer ons kom by die jaarbeplanning, in 'n bepaalde rigting geneem het wat ons nie eers voorsien het nie. Ook ons musiekbediening het nie stilgestaan nie en is aangepas by die nuwe verwagtinge met die koms van die nuwe sangbundels, nadat ons vir baie jare net uit die Psalm en Gesangeboek gesing het. Die ouer lidmate sal onthou. Weereens na meningsopname en navorsing is daar besluit op die gebruik van die 4 musiekstyle wat ons op die oomblik gebruik. En ek wil sê die nuwe liedere en die nuwe melodieë het regtig 'n nuwe impetus gegee aan ons gemeentesang. Ons beleef tans groot uitdagings en nuwe uitdagings in die kerk, nie net ons gemeente nie, maar in die breë kerk. In alles gaan dit nie oor wat ons dink of verstaan nie, maar om God se wil te soek. In ons gemeente was daar die afgelope dekades opwindende nuwe groei en ontwikkeling, wat ongetwyfeld bygedra het tot welgemoed se warm geestelike en sosiale karakter. Nie voor dank ons die Here vir wat hy deur ons leraars en ons leiers gedoen het en steeds doen. Ek dink hier aan die diep geestelike ervarings wat ons elke jaar beleef met byvoorbeeld die 40 jaar veldtog, lydenstyd, Paasnaweek, Pinkster, Advent, Kersfees. Nou, broers en susters, hierdie feesjaar sou nie 'n feesjaar wees as dit nie was dat ons dit probeer vasvat het in 'n feesblad nie. Die leraars en ander rubriekskrywers het baie hard gewerk aan die samestelling van hierdie blad. En ek wil vir u regtig aanmoedig, koop gerus vir u eksemplaar. Dit gee baie goeie oorsig van wat die afgelope 50 jaar voor die skerms gebeur het. Maar soos in enige ander gemeente, is dit wat agter die skerms in gewyde en persoonlike oomblikke gebeur het, waarskynlik van groter belang. Dit ken net ons hemelse Vader. Ek wil graag vir Jan Kotse, die voorsitter van ons kerkraad, vra om na vore te kom. Sodat ek vir Jan 'n kopie kan gee van hierdie feesblad. 'n Stuk geskiedenis, Jan, wat ons aan jou oorhandig. En dit is ook vir my simbolies dat ons hierdie stuk geskiedenis oorgee van die een generasie na die volgende generasie. Om vir julle om steeds te vra, Here, wat wil U hê moet ons doen? Baie dankie, Barry. Dit is vir my 'n groot eer om hierdie bundel in ontvangs te neem, nie net namens die huidige kerkraad nie, maar ook almal wat voor my en voor ons op die kerkraad gedien het. Ons self is maar 8 jaar in die gemeente en ek kan verseker wees, hier is een konstante en dis die waterstroom. Ons almal is hier geplant om te groei, so kom ons groei vir die volgende 50 jaar en bou sy werk uit. Baie dankie. Sjoe, Perry, baie dankie. Dankie Jan. Julle leierskap oor die jare, en dis een van die kenmerke van ons gemeente, is dat ons gemeente nog altyd geseën was met uitstekende leiers.
En ons is oneindig dankbaar daarvoor. Dit is ook een van die voorregte van ons predikante om saam met uitstekende leiers te kan werk. Barry, baie dankie. Dankie vir jou leierskap oor baie jare. Ook vir jou baie bondige, maar ook dekkende opmerkings wat jy gemaak het vanoggend. Baie waardering. Ons gaan saam lees uit die Here se woord uit. Ek het net om mense bedank. Daar's altyd iemand wat 'n ou laat val langs die pad. Ek wil ook vir Fritz Brand dankie sê vir sy groot werk wat hy in die kantoor doen en vir die bydrae wat hy ook gemaak het tot vanoggend se diens. Fritz, baie dankie. Die skriflesing vanoggend kom uit Jeremia 17. Een van die skrifgedeeltes wat Barry na verwys het, ons sogenaamde sacred text, die gedeeltes wat ons weer en weer lees, wat vir ons oor die afgelope jare eintlik as leidende ligte gedien het in ons nadenke oor die gemeente, oor hoe ons funksioneer, oor wie ons wil wees, oor ons roeping verstaan. En dan nog nie oor wie ons wil wees nie, hoe ons God se roeping vir ons verstaan. En ek gaan enkele verse uit die gedeelte uit net weer vir u lees. Jeremia 17 vers 5. So sê die Here: daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in die droë wêreld, wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ek wil graag vir u 'n foto op die skerm plaas. En ek wil hê jy moet goed daarna kyk. Rian gaan vir ons speel. Dit wat hy speel, as u die musiek herken, sal hy ook die tema op die skildery herken. Dis 'n skildery van April Leschier. Sy is 'n moderne skilder. En ek wil vra dat u goed hierna kyk, Rian. En nou kan ek seker maar vir julle laat raai wat die tema van die skildery is. Lente, lente. Vivaldi se lente. Dankie vir julle wat gespeel het. Uitstekend. Dit het ons ingevat in daai ongelooflike werk van Vivaldi. Wat handel met die 4 seisoene, waar hy al 4 seisoene in musiek lewe gee. Eintlik met klank beelde gee. En die skilder het dit ook reg gekry, om met die kwas beelde te gee, maar ook verbeelding los te maak. As 'n mens mense vra en jy begin met hulle gesprek oor die skildery,
dan kry jy verskillende perspektiewe. Maar jy sal sien dat die seisoene van links na regs deur die skillery verbeeld word. Winter, lente, somer en herfs. Sommige mense sien die tralies, die strepe as tralies. Ander kyk na die wortels en verwonder hulle daaraan en ook dit maak verbeelding los. Die plek waar die boom staan, net so belangrik, die skoon lug, die aarde waarin dit gewortel is. Ons gaan vandag 'n bietjie dink oor ons boom. Die welgemoedboom, die boom waarvan ons bundel vertel, die boom by die waterstroom, die boom wat ons van lees in Jeremia, wat in die hitte bly leef, wat nie verskrompeld raak in die felheid van die droogteseisoen nie. Die welgemoedboom. En ons gaan begin praat oor winter in welgemoed. En Herden gaan vir ons daarin lei. Dankie Herden. Baie dankie, Nelis. Kom ons maak net seker of die klank aan is. Dankie Reino, daar sê. Dankie Nelis. Ek wil vir u vra om na die volgende foto te kyk. Dit is die foto van ons eerste kerkraad. Die foto is geneem in 1972. Ek het die foto ook hier by my as jy na die tyd van naderby wil kom kyk, is jy baie welkom om dit te doen. En daar is die eerste kerkraad van die nuutgestigte gemeente Welgemoed. 'n gedigtespan. As ek so na die foto kyk van naderby, sien ek 'n span wat bereid is om diens te lewer. 'n Span wat bereid is om te bou. Te bou op die 4 klassieke pilare soos wat daar gebou word in en aan die kerk van Jesus Christus. Die 4 pilare is die volgende. Dis die kerigma, die woordverkondiging, die verkondiging van die woord van die Here, die suiwere verkondiging daarvan in die eredienste en weier. Saam met die verkondiging, die liturgia, die viering, die feestelike viering in eredienste. En dat dit wat jy vier in die erediens sal uitwaier na die ganse bestaan daar buite. En dan ter versterking daar buite in die loop van die week, die byeenkomste, die koinonia, die samesyn van die gelowiges. En dan, wanneer daar die boodskap uitwaier, die diakonia, die diens. Die diens onderling aan mekaar, maar die diens in die gemeenskap en aan die wêreld. En dit is wat hierdie span inderdaad gedoen het, as 'n eerste span in die gemeente en van die gemeente. Daarna sou 'n tweede kerkraad kom, 'n derde kerkraad en talle kerkraadstermyne daarna. Aan die begin was dit lente, toe hierdie kerkraad in die werk gespring het, en ook die eggenotes. Die tapisserieë is 'n nalatenskap van onskatbare waarde. Vroeg reeds as jy die geskiedenis gaan nalees, sien jy dit en hoor jy dit. Naas hierdie span manne het vroue aangemeld en gesê ons wil diens lewer en is daar die grondslag gelê vir wat Welgemoed in 'n baie definitiewe sin uniek maak, barmhartigheidswerk. Vroeg reeds is aangemeld vir diens en is daar gewerk vir die Orrelfonds. En dit het mettertyd oorgeloop in 'n wyd vertakte netwerk van barmhartigheidswerk waarin die vroue 'n groot rol gespeel het later ten nouste met die kerkraad.
Dit was lente en ons praat net meer oor lente en dit was somer en die vrug sou gedra word en toe Barry nou net die oorhandiging hier aan Jan gedoen het, die jonger generasie het ek dit sien afspeel. 'n Nuwe generasie wat ook weer deur die seisoene sal beweeg. Maar ek wil spesifiek iets sê oor winter. As ek na hierdie foto kyk, na die name, is daar maar min van hierdie span oor. Die wat nog met ons is, het ek genooi om nou by my op die kansel, op die liturgiese ruimte aan te sluit. Enkele pare wat nog met ons is. Nick en Laura Miller, om Nick en Tannie Laura, kom sluit hier aan by my asseblief. Christo en Annette van Sail. Dan nie aan my regterkant hiervoor, Man de Villiers, terloops in Ligtertrand. Dit is baie noukeurig aangeteken hoeveel ure daar gewerk is in die verskillende tapisserieë. En daar's 'n opmerking met 'n uitroepteken, daar was een man wat so vir 2 ure dink ek sy bydrae ook gelewer het en toe maar dit laat vaar het. Sy naam is Man de Villiers. Man, hy kan ongelukkig nie hier na die liturgiese ruimte beweeg nie, maar ons gevra dat hy so na u gedryf word dat u kan sien hoe Man deesdae lyk. Henry Lasky, kan ek sê, as ons praat van Man, ons dink aan Ria, wat nie meer met ons is nie. Henry Lasky, ons dink aan Ouna, wat nie meer met ons is nie. Yvonne Bredenkamp, ons dink aan James, wat nie meer met ons is nie. Marita de Wet, Fani, ons het Fani geken en by die barmhartigheidsarm van ons kerk geweldige taak verrig. Amanda Logner, Prof Jan, dan die Marita kan maar nader kom. Dan sien die Milan, u onthou hom, hy was vir etlike jare met Etienne, die hoof van die laerskool Welgemoed. Daar is hulle Yvonne, Marita, Amanda en Sini. En dan Dominee Kobus Venter. En sal ons mevrou Venter, Tannie Celia, ooit kan vergeet. Sy is ook nie meer met ons nie. En dan terwyl Dominee Kobus na vore beweeg, Pierre en Suzette de Villiers dra hulle groete oor daarvan het Robertson, Jack en Ursula Smit, Jack is die naweek weg, Plettenberg Baai toe, Philip Loufser, ondervind siekte, en dan Susan van der Merwe, maak verskoning dat sy nie teenwoordig kan wees nie. Weet ek dink, nee ek weet, dis 'n historiese oomblik. Wanneer 'n mens terugkyk, en jy sien, watter bouwerk gedoen is, watter fondasie gelê is, daardie 4 pilare. Dankie die Here. Dankie die Here vir leraars soos Kobus Venter in 1978 vir Universiteitspoort in Pretoria na Welgemoed gekom. 1993 hier in die gemeente geëmeriteer. Uitstaande prediker. So lei die Here mense paai kort voor hierheen gekom het, 'n uitgebreide Oosfeesse toer onderneem wat die waarde en van Bybelstudiegroepe en die vestiging daarvan bestudeer het. En hy het dit gedoen in daardie praktyk van Bybelstudies hier kom vestig. Dit het die gemeente onherroepelik in 'n rigting gestuur van die bestudering van die woord en die leef van die woord. Dit is tot vandag toe so. Daar's van daar die Bybelstudiegroepe wat gevestig is, wat vandag nog daar is. Maar ons praat oor winter. Ons dink aan hulle wat nie meer met ons is nie. Ons dink aan die lente wat daar was in die somer, maar ook aan die winter van verlange, van herinnering. Maar nie net van hierdie span nie. Hier is van u wat vanoggend hier is, van u wat aanlyn ingeskakel is, wat geliefdes het, wat 'n tweede kerkraad gedien het, 'n derde kerkraad, en ook veel later, wat ook geliefdes aan die dood afgestaan het. Mense wat vroeg heen gegaan het, maar 'n onuitwisbare indruk gelaat het en merke gelaat het hier in die gebou, in die tuin as jy buite stap. As jy gaan kyk na die verskillende bedieninge, kyk maar na die barmhartigheidsbediening.
Kyk maar na die getuienisbediening en werk al die bedieninge so deur. Nou, dit het winter geword. Maar wat ons geleer het van wintertye en wat hulle wat hier staan vir die sal kan sê, na winter word dit weer lente, word dit weer somer en word die vrug weer gedra. Uiteindelik wanneer ons so hier saam staan, besef, dis ons feilbaarheid, ons broosheid en ons sterflikheid, weet ons, God se somer kom. Amen. Baie dankie aan die elkeen. Ek wil vra, julle moet tog na die diens net weer hier voorkom staan vir 'n foto. Sal julle dit asseblief onthou? Nee, nie nou nie, na die diens. Julle sal moet terugkom vir die foto. Want die foto moet ons hê vir ons annale. Vriende, dit is so dat kom miskien net vir almal 'n kansie om by hulle plekke te kom. Dit is soos die Here gesê het, sodat ons wintertye beleef, almal van ons in ons lewe ook persoonlik deur wintertye gaan. Nie net van lewensverlies nie, maar ook van ernstige kommer en besorgdheid. En almal van ons kan getuig hoe God getrou is, hoe hy vir ons dra, hoe hy vir ons vashou, ook in die winters van ons bestaan. Van Wyk Louw, die groot Afrikaner, digter, filosoof, het die 4 seisoene in woorde gevang met 4 buitengewone gedigte. En ons gaan vandag na 2 van die gedigte luister. Helena gaan vir ons winter lees. Voordra, Helena. Baie dankie. Winter. Nou lê die aarde nagte lank en week in die donker stil genade van die reën. En skemer huise en dakke daagliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar en ver en naby alles duister bind. In vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons 'n helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker was as hierdie groei se stil geheimenis?
Hoe God dit doen is onverklaarbaar. Dat selfs wanneer alles dood lyk en lyk na verval, hy diep vanuit die grond in ons lewensare lewe stoot. Hoe hy dit reg kry om lewe te gee in ons diepste nood en swaar en verlies, sal net hy weet hoe hy weer eens die lente telkens laat uitbreek. En Wouter gaan met ons praat oor lente. Lente in die gemeente. Lente gebeur in 'n gemeenskap, lente gebeur ook in ons eie lewe. Dankie Wouter. God sorg vir die boom wat hy geplant het. En hy het vanuit die werk van deurwinterde gelowiges is 'n stewige boomstam gevestig. Of mens kan miskien sê 'n geestelike stamboom waaruit daar nuwe lote kan spruit. Klein babetjies wat hier na die doopvond gedra word om God se verbondsteken te ontvang. Met ouers wat beloftes maak, gemeente wat toekyk en in dankbaarheid getuies kan wees van die beloftes wat afgelê word deur ouers waarvan sommige self ook hierso gedoop is. En hierdie babetjies wat soos hulle voete vind in die huis, vind hulle voete hier in die kategese in, daar bo in die klassies, in die moederskamer daar agter, hier vorentoe jou in die erediens. Dis lekker om vir jou weer te sien hier so Marsan vandag. Dis goed dat jy hier voor is. Jy verteenwoordig al die kinders wat so dikwels vir ons kom kuier hier voor. Waar hulle deelneem aan die erediens, die vreugde van die kindermoment waar hulle elkeen iets kan beleef van geloof, iets kan leer, maar 'n moment wat dikwels net soveel oordenkingsstof behou of inhou vir ons as volwassenes as vir die kinders. Die vreugde moment van die kinders wat van hier beweeg na die kategese in die saal en nou in hierdie vreemde tye tog ook oor Zoom en oor WhatsApp en al die ander middele tog saam kan kom en iets van die storie van God met sy mense kan beleef. En so word hierdie jong lote, jong takkies, die hoërskoolkinders wat met hulle energie inskakel, pad stap saam met mentors, mense wat in hulle lewe belê week na week, tot hulle self weer op hierdie ruimte bevind, die keer op hulle eie voete, om te sê ja, hierdie geloof het ek ook my eie gemaak. En tussendeur dit alles is daar die fonkelende vreugde van kampe, van kleuters op 'n springkasteel by 'n bazaar, van koekies bak en kaartjies uitdeel, gewerskaf hier in die saal om vir mense in die gemeente dit te neem, van sop en serpe maak en in die aand afbeweeg na onder in Belwel om vir mense uit te deel, om so as kinders en jong mense ook vrug te bring aan die boom waarvan hulle deel is. Die lus en die lewe van lente wat ons elkeen ook met die kinders hier kan deel. Die jonkheid wat lengte bring in almal van ons se lewe, selfs ons eie herinneringe aan ons jeug, wat elke keer vernuwend werk, vir ons herinner aan die krag wat God gee, die groei, telkens die nuwe lewe. En dan is dit somer. Somer is feestyd. En Jakkie gaan iets sê oor somer in ons lewe, ook as gemeente. Seisoene is eienaardig. Wanneer die seisoen aanbreek vir die mielieboer om te plant en sy begin bid vir reën, dan begin die koringboer versigtig om te vra vir die reënwolke om
om net so 'n bietjie weg te bly. Vir die laaste 18 maande vra ons in 'n vreemde en ongenaakbare seisoen vir dieselfde ding, vir uitkoms. Vandag het ons gelukkig die voorreg om vir die eerste keer in 'n lang tyd wat ons so baie by mekaar kan wees, somer te vier en daarmee saam bly te wees oor al die tye waarin die gemeente kan feesvier. Die gemeente het 'n DNS van feesvier. Somer is die tyd waarin ons kan feesvier en die somer Kersfees ons gunsteling lied sing. Mense kom van oor af om hier saam Kersfees te vier. Maar ons vier ook fees op Paasfees, wanneer ons ook kan bly wees. Ons vier fees tydens Pinkstertyd en ons sing heerlik saam. Ons vier ook fees wanneer ons mekaar se vreugdes deel. Verjaarsdae, prestasies, geluk. Ons hou bazaar met joligheid. Ja, ons vier soveel as wat ons kan, ten spyte van die krisisse soos COVID. Krisisse en rampe en die verwisseling van seisoene beteken tog dat die somer op pad is. In Matteus 24 vers 32 sê Jesus: Leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle sommer, somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is voor die deur. Ons vier, want ons weet, God se somer kom. Louise, kan jy vorentoe kom? Ons gaan ook vandag partytjie hou. Ons het 'n lekker partytjie koek wat ons nou gaan sny. Maar ja, een is reg. Maar een is reg. ons het liggies. Dis feestyd en onthou die koek is nou gesny en moet nou geëet word. Ons gaan hom na die tyd gaan ons hom daar in die voorportaal verder eet. Somertyd, vrugdraadtyd, tyd van uitdra na buite, tyd van feesvier, tyd van blydskap. En is dit nie so, soos Jackie gesê het, dat dit in ons gemeente se DNS is om te vier nie. Luisterryk te vier, fees te vier, te getuig in ons fees van die genade van God, wat ons so ruimskoots telkens ontvang. Maar daar is 'n vierde seisoen en die seisoen is herfs. Van Wyk Lou het ook oor herfs geskryf. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin, en witter lug wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes. En die eerste blare val so stilweg in die rookval bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke lig môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was of enkel jeug en ver was van die pyn. Laat ryp word, Heer. Laat die wind waai. Laat stort my waan tot al die hoogheid eindelik vas en nakend uit my teerder jeug
verskyn. Van Wyk Lou sê, herfs is die tyd van gestroop word. Gestroop van eie waan dat jy groot en magtig is. En vir ons, veral vir ons wat bevoorregte mense is herfs dan baie belangrik. Waar jy sonder die klater, die uiterlikheid, alleen voor God te staan kom. Jy en God. Gestroop van pretensie, gestroop van dit wat jou innerlike verberg voor God. Herfs is die tye waarin ons ontbloot word. Jou herfsjare of herfsttye kan ineenstorting beteken of rypwording. Dit kan sinisme oor jou verganklikheid vir jou bring of perspektief op jou uitverkorenheid voor God. Dit kan selfvoldaanheid beteken van wat jy alles bereik het. Of jy kan die heerlikheid van God weerkaats. Diep bewus van God se genade. Herfsttye in die gemeente is tye waarin ons in diepe besinning gaan oor ons diepste verhouding met die Here. Daarom is dit goed dat ons telkens Pinkster hou, in die herfsttyd. Ons 40 dae reeks is tye van die besinning oor wie ons regtig voor die Here is. Maar elke stilte tyd in jou binnekamer is herfsttyd. Oopmaaktyd, ontblootheid, broosheid tyd. Ek gestroop en broos voor God. So terug na Jeremia 17. Jeremia 17 sê die geheim van die boom se oorlewing deur al die seisoene van jeug en winter, van somer en vrug, van herfs en diep verootmoediging en ontbloting. Die geheim van oorlewing deur die seisoene van die lewe is die geplant wees by die waterstroom. Die geheim is die wortels wat diep inkruip in die aarde in om die vog van die waterstroom te bereik en op te suig. En het ons dit nie in die afgelope jare beleef tydens hierdie pandemie wat 'n diep wintertyd is. 'n Winter soos ons nog nooit gesien en beleef het nie. 'n Winter wat ons van mekaar die warmte van saamwees ontneem het. 'n Winter wat ons met die klein kombersies van ons gesinne se warmte gelos het. 'n Moeilike winter. Het ons dit nie ook in hierdie winter beleef, dat dit juis in die uitstoot van ons worteltjies na die stroomte is, waarin ons oorlewing gelê het nie. So kom ons sluit af en dan sê ons, laat die kinders van die water drink. Laat die kinders van welgemoed en die kinders van die wêreld van die water drink. Laat hulle leer dat oorlewing en geluk en lewensvreugde daarin lê, dat jou wortels uit die stroom van God voed. Laat die kinders drink. En laat ons in ons hartseer en verlies in ons wintertye van daardie water drink. En laat ons wanneer ons fees vier van die waters drink. En laat ons wanneer ons gestroop is, selfs tot die punt van twyfel van die water drink. Wanneer ons nietig is, gebroken of broos, laat ons drink. Dit is nie om dowenete dat Jesus die lewende water genoem word nie. Het is nie vir nie dat Jesus vir die vrou by die put van die water beloof wat jou dors vir ewig les nie. En wanneer ons daar buite leef, gekonfronteer met ander se winters, gekonfronteer met ander se honger na die vrug van die somers van ons lewe,
Wanneer ons daar buite leef in die herfs gekonfronteer met mense se twyfel en broosheid, wanneer ons in mense se vreugde vasloop, laat ons vir hulle laat deel in die water, waartoe ons so ruim toegang het in hierdie gemeente. Laat ons hulle laat deel, laat ons dit uitdeel. Ons almal se toekoms lê in die drink en die uitdeel van die lewende water, waarlangs ons geplant is, by die doopvont, geplant, geanker, langs die stroom van lewende water. Mag welgemoed 'n boom bly, met sy wortels diep uitgestoot, na die waterstroom, sodat wanneer die droogte kom, of die winter weer kom, ons sal vrugte dra, soos in die beste tye, wanneer dit reën, en die vrugte volop is. Amen. Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid, om vandag oor die seisoene van die lewe te kon dink, ook die seisoene wat ons as gemeente beleef, die seisoene van ons eie lewe, en te weet dat die waterstroom standhoudend is, onophoudelik is, dat die een konstante, die werklikheid is Here Jesus, van U wat die voedingsbron bly, die bron van die lewe. Daarom prys ons U naam, ons gee aan U die eer, ons verkondig U lof en U heerlikheid, van dag tot dag. Amen. Geliefdes, ons gaan nou afsluit en hartlik saam sing. Kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied. Kom ons sing dit met oorgawe. Hoe heerlik was dit nou nie? So ons gaan nou vra dat u net 'n minuut sit, dat Christo van Sail vir ons 'n foto neem van die kerk. Gou hier van vooraf, hy wil net gou die gemeente afneem. En dan wil ek vra dat
Almal wat saam met die Here dan nie voor die kansel was, tog net vorentoe kom vir 'n foto. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons julle hier voor kry. Kom tog asseblief terug. En dan gaan ons, wie wil kom? Louise moet ook kom. Jy moet ook kom vir die sny vir die koek vir daai foto. So, dit was goed geweest om saam fees te vier. Ek gaan nou die seën uitspreek na die foto geneem is, né? Nee. Ja. Dankie Christo. Christo het oor baie jare vir ons ongelooflike foto's geneem. Christo sommer vir al die jare se foto's neem, dankie. Ons waardeer dit baie. So geliefdes, ontvang dan die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. En dan sing ons, as ons uitgaan, laat dit so wees, Here, laat dit so wees. Die Here is met jou elke dag. Hy dra jou, hy voed jou. Hy's 'n waterstroom by jou wortels. Gaan so met die wete dat hy standhoudend is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige en innige gemeenskap van sy Gees is en bly met jou. Hallelujah.